Goeiemôre almal. Baie welkom by vanoggend se erediens. Voor ons gaan begin, draai so 'n bietjie na mekaar toe en dan groet julle net mekaar. Ons is hier vandag saam vergader in die naam van ons Here Jesus Christus om die drie enige God te aanbid en hom te prys. Ons herinner onsself aan die woorde van die psalmdigter in Psalm 118 wat sê: Die Here is my krag en my beskerming. Hy het aan my oorwinning gebring. Laat ons dan vanoggend met oop harte en met 'n oop gees na God toe kom. Ons Here wat die dood oorwin het, wat vir ons die ewige lewe gebring het. In Johannes 20 vers 19 tot 31 wat ons gaan saam lees, lees ons oor hoe Jesus aan sy disippels verskyn het en vir hulle gesê het: vrede vir julle. Mag ons dan ook vandag hierdie vrede ervaar, ons geloof versterk en soos Thomas uiteindelik uitroep: my Here en my God. Die lewende Here wat hier teenwoordig is, groet elkeen van ons vanoggend met genade en met vrede. Amen. Ons gaan die volgende 4 liedjies saam sing. Julle is welkom om op te staan en saam te sing. As jy voel die gestaan raak te lank, gaan sit asseblief en sing nog steeds heerlik saam met ons. Ons gaan nie alle liedjies aankondig nie, hulle gaan volg op mekaar. So kom ons staan en ons loof en ons prys die Here met die volgende 4 liedere. Surprise, hallelujah.
cry to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Goed, hierdie is ons gebruikelike kindermoment. Ons is bietjie minder kinders hier vanoggend, so julle kan maar net daar bly sit waar julle is. Ek het spesifiek die prentjie van die inkleerkruite gekies, want baie keer wanneer ons hierdie familiemoment het, dan kleur dit eintlik vir ons die diens in. En ons verstaan net so klein bietjie beter, omdat ons visueel kan sien waarmee is ons besig. Nou vandag is ons besig natuurlik met Jesus, wat sy disippels verskyn, en hy kom na hulle toe in 'n kamer wat toegesluit is. Die deure is toe en is donker, want hulle is baie bang vir wat op pad is. So ek het vir ons 'n boks saamgebring. Nou soos julle weet, as 'n boks lekker toegemaak is dit maar donker daar binne ook. Maar hier het ons 'n hartjie bo op hierdie boks, want ons weet daar is meer aan die gang as wat ons dink. Ons weet in die donkerte, wanneer ons nie regtig mooi kan sien nie, wanneer ons by die dieptepunt van ons vrees is, besef ons daar's meer aan die gang. Daar's ietsie meer wat op pad is. Jesus het hier iets wonderliks gedoen. In hierdie teks wat ons saam lees, is die deure gesluit. Maar Jesus kom verskyn aan hierdie mense, aan sy disippels, en sy eerste woorde wat hy vir hulle sê is, vrede aan julle. Nou as ons nou hierdie boks gaan oopmaak, dan gaan ons iets hier binne in kry wat juis vir ons dit kom vertel. Die vrede wat van God afkom. Jesus kom sê die eerste ding vir hulle, vrede vir julle. En dit beteken in hierdie teks baie meer as wat ons dink, en ons gaan nou verder daaroor uitbrei, maar in die eerste plek weet as jy vrede het, hoef jy nie bang te wees nie. Want Jesus is by jou. En dan die wonder van hierdie gedeelte natuurlik ook is, Jesus wat opgestaan het uit die dood, en ons weet, hy is die sleutel wat maak dat ons vrede kan beleef. Hy is die sleutel wat maak dat ons weet ons het die ewige lewe as ons in hom glo. Hy is die sleutel tot ons harte, wat dit oopsluit sodat ons vir ander mense ook hierdie liefde kan wys, vir ander mense ook kan vertel van hierdie vrede. En daarom toe Jesus in hierdie donker kamer ingekom het, toe was dit nie meer donker nie, maar lig, want Jesus het daar verskyn. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons vir 'n oomblik net saam. Here ons God, dankie dat ons vanoggend op hierdie eenvoudige manier weer kan besef dat U by ons is. Here, dat ons kan besef ons behoort aan U en daarom hoef ons nie donker te leef nie. Daarom nie agter geslote deure nie, want U gee vir ons U vrede. U is by ons en U help ons en U lei ons om ook vrede te vind in U. Amen. Ons het 'n kinderlied wat ons gaan sing, maar ons gaan hom nog steeds sing, want ons almal is nog kinders in ons harte. So kom ons staan en sing ons hartlik saam. Ek is bly, ek ken vir Jesus. Ek is bly, ek ken vir Jesus. Ek is bly, ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly, ek het 'n Bybel, dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here, het niks om verband te wees. Kinders van die Here, het niks om verband te wees. Ek is bly, ek ken vir Jesus. Ek is bly, ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly,
Daar waar julle sit, wil ek julle uitnooi as julle van SnapScan gebruik maak, is julle meer as welkom. Julle weet die dankoffers is voor ook, maar daar waar jy sit, wil ek hê julle met 'n oomblik neem en dink oor die afgelope week. Begin by gister, begin by Vrydag, gaan so klein bietjie verder terug na Maandag. Waarmee was jy besig? Wat het jy gedoen? En waar in hierdie week kan jy werklik sê, ek is dankbaar vir dit wat die Here vir my gee, gedoen het en elke dag voorsien. So neem 'n oomblik en dink daaroor na waar jy daar sit. Ons gaan weer 2 liedere saam sing, maar voordat ons dit doen, gaan ons eers, wil ek net so 'n paar aankondigings maak. In die eerste plek wil ek net herinner dat dit Maandag vakansiedag en Donderdag vakansiedag is, maar ons gaan Vrydag aan die kerkkantoor ook gesluit wees. So as jy ietsie wou gedoen het, doen dit voor Donderdag, want Maandag, Donderdag en Vrydag gaan die kerkkantoor gesluit wees. Dan wil ek net vir julle sê, Tannie Leta se begrafnis, Leta Versagie se dankdiens, sal Donderdag 1 Mei om 10:30 hier plaasvind. En dan wil ons ook net vir Jacques en Marijke en vir julle familie regte sterkte sê vir hierdie week en vir alles wat voor lê. En ons dink aan julle en ons bid vir julle vir krag en vrede en genade van die Here. Goed julle, ons gaan die volgende 2 liedere saam sing, maar dit is 2 gewyde liedere wat ons ook geleentheid gee vir onsself om reg te maak om die woord van die Here te lees. So julle kan staan, dan sing ons die volgende 2 liedere saam. O Heer, my
angs en vrees, U staan my by. U lei deur U Gees, maak my weer vry. U word verseker my, nader my God by U, nader my God by U, nog nader by. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 20 vanaf vers 19, vir die wat dalk hulle Bybels wil oopmaak daar. Terwyl ons nou met die woord van die Here voor ons oopsit, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Almagtige Here en Hemelvader, dankie dat ons vanoggend weer hier by mekaar kan kom. Dankie dat ons hierdie woorde kan sing, dat U ons angs en ons vrees ken, maar dat U by ons staan. Here, help ons om nader aan U te beweeg, help ons om altyd besig te wees met U woord, gebed, en altyd meer te leer van U. Maar ook besig te wees met die mense om ons. Here, maak dit vanoggend stil in ons harte, ons koppe, ons siel, dat ons kan hoor wat U vanoggend vir ons wil sê deur hierdie woorde. Amen. Ons lees saam uit Johannes 20 uit en ons lees vanaf vers 19. Die opskrif daar is Jesus verskyn aan sy disippels. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Jesus en Thomas. 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en is sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Net tot sover. Ons is nou in die tyd van Paasfees. Die graf is leeg. Die opstanding is verkondig,
Maar tog sien ons vandag in ons teks, die disippels is bang. Die deure is gesluit. Hulle harte is 'n bietjie verward oor wat aan die gang is. Hulle beleef nie die vreugde van Paasfees soos ons dit ken nie, wel nog nie. Hulle sit in vrees en onsekerheid. Is dit nie maar ook soms hoe dit met ons gaan nie? Ons ken hier die hele opstandingsverhaal, ons leef Paasfees saam, maar in die praktyk leef ons ook maar partykeer agter geslote deure. Die deure van vrees, van twyfel, van pyn, van onsekerheid. En dan verskyn Jesus. Johannes vertel dat dit 'n aand is, die eerste dag van die week, Sondag, as ons na die Joodse kalender mooi kyk. En die disippels is bymekaar agter geslote deure uit vrees vir die Jode. Wat gaan met hulle gebeur? En Jesus het nie hierdie oop deure nodig om teenwoordig te wees nie. Ten spyte van die deure wat gesluit is, gaan staan hy tussen hulle en sê, vrede vir julle. Hy oordeel hulle nie omdat hulle bang is nie. Daar's nie verwyd nie, maar hy gee vir hulle vrede. In die Grieks is dit Irene en in Hebreëus sou dit Shalom gewees het, 'n diep, vol opregte vrede. Hy paai hulle nie met hierdie woorde nie. Hy spreek eintlik lewe oor hulle uit. En is dieselfde woorde waarmee hulle gegroet het voor die passie. En in hierdie onsekere ruimte van vrees, van donkerte, bring Jesus se teenwoordigheid weer bekendheid. Bring dit weer vir hulle lig. Alhoewel hierdie woorde bekende groetwoorde in die antieke wêreld was, het dit tog hier 'n besonderse betekenis. In teenstelling met die vrees wat die disippels aan hulle lywe het. Met vrede, met hierdie shalom, kom heelheid. Dit word weer aan hulle gegee soos van tevore. En Jesus herinner hulle, mag God aan jou elke goeie ding skenk, wanneer hy hierdie woorde sê. Daar is eintlik hierdie samehang tussen wat hulle voor sy kruisiging beleef het en wat hulle nou belewe. Hierdie herkenbare verskyning van die liggaam van Christus tussen hulle. Dit is opvallend dat Jesus se besoek aan die disippels 8 dae later weer agter geslote deure is en bykans op hierdie presies dieselfde manier begin wanneer hy binne die vertrek tussen hulle gaan staan en sê, vrede vir julle. Jesus volstaan nie hier met hierdie blitsverskyning nie. Hy sê nie net hierdie groete woorde nie. Kort nadat hy hierdie vredeswoorde uitgespreek het, wys hy dan vir hulle die wonde, sodat hulle tasbaar fisies kan weet hy is werklik. Dit is die Jesus wat gekruisig is, wat opgestaan het. Dis werklik hy wat daar is. Die bewyse van hierdie wonde is vir hulle belangrik, omdat dit wys dat hy werklik gelei het. Werklik deur al hierdie goed gegaan het, wat so verskriklik was, wat hulle aanskou het, dis werklik hierdie Jesus, wat vandag weer daar staan. Dit wil voorkom asof hulle in die begin nie heeltemal ten volle hom herken nie, maar op die ouene van die dag, wanneer hulle die wonde sien, raak hulle vol blydskap en besef, dat Jesus werklik hier voor hulle staan. Maar wat ons ook baie duidelik moet hoor is, Jesus sê hierdie woorde, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hy stuur hulle nie nadat hulle al die vrae beantwoord het nie. Hy stuur hulle nie wanneer hulle dink hulle is gereed nie. Hy stuur hulle terwyl hulle nog eintlik bang is, terwyl hulle nog skrikkerig is, terwyl hulle nog eintlik onseker is, stuur hy hulle. Die patroon wat tussen die Vader en die Seun gevestig is, word tussen die Seun en die disippels dan nou voortgesit. Die Vader het Jesus gestuur, so word Jesus dan nou gestuur na die wêreld toe en Jesus stuur die disippels na die wêreld toe. Daarom gaan hierdie patroon aan deur hierdie disippels. Hulle is nou die hande en die voete en die mond wat nou eintlik verder hierdie boodskap moet versprei. Die teenoorgestelde geld hier ook, indien hulle nie hulle gestuurdheid navolg nie, as hulle nie opneem wat Jesus van hulle sê nie, gaan hierdie woord van die Here nie verder gaan nie. Hierdie bediening, alles wat nou gebeur het, gaan op 'n dooie punt afkom. Daarom word hulle gestuur na die wêreld toe. In dieselfde asem bly die disippels afhanklik van Jesus.
Hulle het al hierdie dinge gesien, maar hulle bly afhanklik van Jesus, sodat hulle aanhou meer leer, meer hierdie teenwoordigheid ervaar, alles wat gebeur het met hulle, ook vir hulle self kan probeer sin maak, om vir ander mense te gaan sê. En Jesus benadruk hierdie opdrag, en hy sê vir hulle, hy het hierdie intieme verhouding, maar hulle is nou gestuurdes. Hulle moet nou uitgaan. Hulle is die refleksie van hierdie verhouding wat daar was tussen hulle en Jesus. Hierdie gestuurdes word ingenooi in hierdie ruimte weer van Jesus, maar uitgelaat gaan, sodat almal dit kan ervaar. En dan blaas hy vir hulle die Gees. Ontvang die Heilige Gees, sê hy. Nog voordat iemand kan vra, maar hoe, Here? Nog voordat iemand kan sê, ek het nie krag nie, ek is te kort, ek praat te sleg, ek kan nie, blaas hy die Gees op hulle uit. En hy sê, ontvang die Heilige Gees. Dis nie net vir een individu nie, dis vir die hele groep wat daar staan. Hierdie teenwoordigheid moet iets aan hulle doen, sodat hulle besef, maar die krag kom nie uit hulle self nie. Dit kom uit die Gees. Ek gee vir julle die krag. Net soos God lewe in Adam ingeblaas het, blaas Jesus nou nuwe lewe, nuwe moed in hierdie volgelinge van hom in, sodat hulle kan uitgaan. Ontvang die Gees van God. Hy leef in jou, jy kan dit doen. Op die eenvoudige manier verwys Jesus na die krag wat God het, wat partykeer soos 'n wind kom. Partykeer kom dit, jy voel dit, ander kere weet jy net, ek het krag ontvang. Jesus beloof hulle, hy sê, ek stuur vir julle, maar ek los julle nie alleen nie. Ek gee vir julle die Gees, wat julle help. Ons moet mooi hierso hoor, hulle word nie gestuur omdat hulle sterk is nie, maar hulle word gestuur omdat God met hulle is. Immanuel. Selfs met ons word nie gestuur omdat ons hierdie sterk mense is nie, ons word nie gestuur omdat ons die beste mense op aarde is nie, ons word gestuur omdat Jesus Christus gesterf het en vir ons die krag gee, vir ons die vrede gee, vir ons die liefde gee om uit te gaan. Tydens Jesus se bediening op aarde was mense altyd voor die keuse gelaat of hulle sy woorde gaan aanvaar, dit volg, dit doen of nie. En dit kom neer op, word jy vergewe vir jou sondes of gaan jy nou maar aan soos wat jy aangaan. Die wat dit aanvaar het natuurlik het die ewige lewe gekry en die wat dit nie aanvaar het nie, weet ons wat lê dan vir hulle voor. En hierdie disippels gaan nou voor as hierdie verteenwoordigers van Jesus. Hulle moet nou hierdie gesag, dit wat hy gedoen het, voortsit hier op aarde. Dit gaan dus hier in die eerste plek om vryspraak deur God. Dit gaan nie oor onderlinge vergifnis tussen mense nie, maar dit gaan oor dat hierdie disippels iets nuuts, iets anders doen, omdat hulle God het binne hulle. Hulle sit Jesus se bediening in sy aardse afwesigheid voort. En dit is 'n bediening gerig op God, die Vader, wat die wêreld omarm, wat die wêreld met liefde ontmoet. Binne die opdrag wat Jesus aan hulle gee, is hulle in die eerste plek gestuurdes. Hulle is verkondigers van die vergifnis. En as hulle erns maak met die liefde van God vir hierdie wêreld, vir al hierdie mense, dan sal hulle dit gaan verkondig, sodat almal dit kan hoor. Daarom is dit 'n reuse verantwoordelikheid op hulle skouers, 'n reuse verantwoordelikheid op ons skouers. Ons moet weet dat ons, dit wat ons beleef, dit wat ons ervaar, is ons opdrag om dit vir ander te gaan vertel. Nou kom ons natuurlik by Thomas. En Thomas was nie daar toe Jesus die eerste keer verskyn het nie en hy twyfel. En hy sê, as ek nie die merk van die spykers sien en my vingers daarin steek nie, sal ek nie glo nie. En wat doen Jesus? Hy verskyn weer, spesifiek vir Thomas. En hy sê vir hom, bring jou vingers, steek jou hand. Jesus ontmoet Thomas op sy vlak van twyfel. En hy antwoord met die woorde, my Here en my God. Een van die sterkste geloofsbelijdenisse wat daar is in die Nuwe Testament.
Maar ons kan onsself ook in hierdie vlak van twyfel insien. Ons as mense, hoeveel keer vra ons nie ook, maar ek wil net sien nie, ek wil net voel nie, ek wil net daai ware teken hê om seker te maak, dit is regtig so. Ek weet nie wie van julle doen dit nie, maar partykeer dan dink ek, Here asseblief, gee my net gou-gou 'n teken, dat ek net weet, alles is nou reg. Want dis hoe ons mense werk, ons wil sien, ons wil voel, ons wil ervaar. Jesus sê, geseënd is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Dis ons wat vashou aan die geloof. Dis ons wat tog hier in ons hart hierdie aanvoeling het dat God hier is. Dis tog ons wat kan terugkyk en besef, dit kon net God gewees het wat dit waar gemaak het. Dis ons wat terugkyk en besef in daai donker dae, in die twyfel, wat ek gevoel het, ek is heeltemal alleen, iewers het daar 'n lig opgegaan. En dit was God. Twyfel is baie keer hierdie brug, 'n kans waar Jesus kan naderkom. 'n Kans waar daar 'n liggie in kan kom wat vir ons sê, ek is hier. Ek het jou nog nooit alleen gelos nie. Maar hierdie sterk emosies van angs wat ons in die teks ervaar, is aanwesig in ons wêreld vandag, in ons samelewing. En ongelukkig baie keer wanneer dit by angs kom, kom ons by woede ook uit. En op Vryheidsdag wat 'n dag is, moet ons erken dat ons eie land dit beleef. Mense is onseker, mense is bang, mense twyfel, mense weet nie waar toe ons land afstuur nie. Of dit werk is, of jy nie seker is of jou volgende salaris gaan kry nie, of dit 'n bord kos is, klere is, 'n plek om te slaap vanaand. Hierdie angs, hierdie emosie wat ons in hierdie teks beleef, is tussen ons op 'n daaglikse basis. En veral op 'n dag soos vandag, wat ons Vryheidsdag noem, besef ons dat daar maar baie is wat gevangene is van hulle vrees, van hulle woede, van hulle angs. Maar die Here kom sê vandag, ek kom staan in die middel van jou vreeservaring. Ek is daar in die middel van jou diepste donkerte, wat jy dink jy stoksiel alleen, daar staan ek by jou. En vrede vir jou. Juis in hierdie vreeservaring van hierdie disippels, juis waar hulle ook dink, dis die diepste donkerte, hulle weet nie wat gaan gebeur nie, kom Jesus. En hy blaas die Gees op hulle, sodat hulle kan verander, sodat hulle in die wêreld kan ingaan. Ek lees hierdie verhaal, hulle sê daar was eens 'n pa en sy seun, wat baie graag tyd saam spandeer het in die buitelewe, en hulle het gaan stap, en in die berge gekom, en daar was so 'n groot houtbrug, oor 'n baie diep kloof. En die wind het gewaai, en die planke het gekraak, en dit het regtig gevaarlik gelyk, as jy onder toe gekyk het. En die seun wat nou nog klein en bang was, staan aan die een kant van die brug, vreesbevange om oor te loop, en hy roep uit en hy sê, pa, ek is bang. Wat as die brug gaan breek onder my? Wat as ek val? En die pa draai toe om, en hy kniel voor sy seun, kyk hom in die oë en hy sê, moenie na die brug kyk nie. Kyk na my. Moenie na die brug kyk nie. Kyk na my. Ek sal jou hand vashou. Fokus op my. Vertrou my. Die seun het sy pa se hand gevat en hulle het oorgestap. Elke tree voel gevaarlik van die lewe. Ons kan dit maar erken, daar's tye wat ons regtig voel, ons is ook besig om oor hierdie houtbrug te loop en alles kraak en enige oomblik gaan iets breek. Maar die Here kom sê, kyk na my. Fokus op my. En ek stap saam met jou oor hierdie brug. Jesus gee vir ons nuwe lewe. Binne in daai vrees, binne in daar waar jy voel jy kan nie meer nie, gee hy vir jou die vrede wat niemand van ons werklik verstaan nie. Maar hy is daar vir verlore mense. Natuurlik kom dit hierdie verantwoordelikheid. Ons kan nie daarvan af wegkom nie. Wanneer ek hierdie goed beleef, moet ek weet hy bly vir ons sê, ek stuur julle. Dis nie vir ons om te hou nie. Hy stuur elkeen van ons. In 'n klein dorpie, baie lank gelede, sê hulle, was nog geen elektrisiteit nie, en die mense het van lanterns en kersse geleef. En toe een aand het 'n reisiger daar aangekom met 'n wonderlike geskenk, 'n klein liggie, wat nooit kan uitgaan nie.
seker 'n sonkraglampie wat lekker altyd lig maak. En hierdie burgemeester was so verras en hy het die lamp na sy huis toe geneem. En vir die eerste keer kan hy alles lees. Vir die eerste keer in die aand kan hy sien wat om hom aangaan en hy is nie meer so bang vir die donker nie. Maar hy het die lig net vir homself gehou, want hy was bang iemand anders breek dit of steel dit. En die res van die dorp het maar in die donkerte aangegaan. Hulle het geval, hulle self seer gemaak en het die vrees van die donker geleef, want hulle kon nie sien nie. Eers toe iemand die lig ontdek en dit na die dorpsplein neem, het alles verander. Kinders kon speel, mense kon lag, die vrees van die donker het verdwyn. Want die lig wat die reisiger gebring het, was nooit bedoel om versteek te word nie. Dit was bedoel om aan almal gedeel te word. As ons die lig in ons lewe vir onsself hou, gaan niemand dit beleef nie. As ons die lig in die donker tye net vir my hou, want ek is te bang, gaan ek niemand anders kan help om die lig raak te sien nie. So daarmee het ons hierdie groot verantwoordelikheid na Paasfees. Ons kan dit nie vir onsself hou nie. Ons moet dit gaan uitdeel. Dit wat die Here vir my doen, dit wat die Here vir my sê, moet ek gaan uitdeel aan ander. Johannes sluit af en hy sê hierdie dinge is geskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Dit is die hart van die evangelie. Geloof bring lewe. Nie 'n klomp kennis nie, nie perfekte sekerheid nie, maar geloof in die opgestane een wat wonde en vrede gee. Mag jy saam met Thomas opstaan, die wêreld tegemoet gaan met 'n lied in jou hart en sê, my Here en my God. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here God, U ken elkeen van ons se vrees wat hier sit. U weet waar in ons harte is dit geslote. Ons bring vandag ons almal voor U en ons erken dat ons soms vasgevang raak in twyfel, in pyn, in siekte, in alleenheid, in angs, in woede. Here, ons bid vandag vir almal wat dit beleef. Here, ons vra dat U hulle sal bewus maak van U lig. Here, ons bid vir die kerk, dat ons soos die disippels sal leef soos gestuurdes, dat ons vir almal hierdie lig sal gaan uitdeel, vir almal die vrede sal bring en U liefde. Heer, want ons is nie net die kerk wat op 'n Sondag hier sit nie, maar ons is die kerk oral waar ons beweeg. Heer, laat ons besef dat ons gestuurdes is, sodat almal U kan sien en kan beleef wat U vir hulle kan doen. Dankie dat U ons God is, en dat U ons nooit alleen los nie, dat U saam met ons stap. Help ons om op U te fokus en na U te kyk. Amen. Ons gaan afsluit met die woorde van hier is U kerk, wat ons ook weer herinner dat ons is die kerk. Elkeen van ons is 'n tempel soos ons die uitstap, en laat ons oral waar ons gaan sy liefde bring, sodat mense dit kan ervaar oral waar ons gaan. Ons kan maar staan en dit saam sing. Hier is die kerk,
is die kerk, die staan ons aan, ons is gekies. U gee ons die guns, laat die Gees oor ons daarin kom. Maak hier u wil, deur ons bekend, net soos dit is, dat mense dit ken. Laat die Gees oor ons daarin kom. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is u liefde bring. Elke mens sien het tempel, deur genade u goedheid bewys, waar die kerk van die liefde getuig. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is u liefde bring. Elke mens sien as u tempel, deur genade u goedheid bewys, waar die kerk van die liefde getuig, waar die kerk van die liefde getuig. Gaan dan nou uit en getuig van God se vrede en God se liefde. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.